Weereens baie welkom. Ek glo en vertrou dat dit baie goed gaan met u en dat God se woord vir u altyd kosbaar en belangrik is. Nou wat 'n voorreg het ons nie om die woord van die Here te kan vergader nie. En ek wil net baie dankie sê vir die wat so getrou luister en getrou hulle kommentaar gee en terugvoer gee op onderwerpe. Ek waardeer dit baie. Nou ek begin vandag aan 'n reeks oor die gawe van die spreek in tale. En wat 'n onderwerp is dit nie. Dit is 'n baie kontroversiële onderwerp waaroor daar baie debatte is in kerke en gemeentes en verskille is. En dit is belangrik dat ons gaan kyk na hierdie gawe, want in baie van ons charismatiese kerke, tans trouens al die charismatiese kerke, word hierdie gawe sogenaamd beoefen. En die vraag is dit werklik die Bybelse tale of is dit gibberish? Ons moet gaan kyk wat is die doel van die gawe van tale, soos van ons gegee in 1 Korintiërs 12, wat die Heilige Gees dan natuurlik uitdeel soos hy wil, en dis baie belangrik. So kom ons gaan kyk na hierdie leerstelling. Nou ek praat oor die gawe van tale, ek gaan nie vandag praat oor die uitleg van tale nie. In die volgende paar weke gaan ek baie gesels oor talle onderwerpe, mites en voordele, sogenaamde voordele van tale, die prayer language, die uitleg van tale. So daar is heel wat onderwerpe wat kom. U moet daarna gaan kyk, want dit is baie skokkend van die goed, en u gaan sien wat natuurlik in ons kerke plaasvind. Nou, die gawe van tale is baie belangrik. Ek verwerp dit nie. Ek glo in al die gawes van die Heilige Gees, en dit moet volgens Bybelse voorskrifte dan toegepas word. En dis nie wat ons vandag sien in baie van ons kerke nie. So kom ons gaan kyk na hierdie belangrike leerstelling. Die gawe van tale, wat is dit regtig? Is dit vir baie mense 'n soort van 'n prayer language? Dit lyk vir my so, want jy sien dat baie mense praat in die kerk in tale, hulle bid in tale, niemand leer dit uit nie, en dit is absoluut chaos, en dit is die mekaar, en dit is nie volgens Bybelse voorskrifte nie, daar's nie orde in die gemeente nie, en dit is wat ons moet gaan kyk in hierdie reeks, wat ek gaan aanbied in die volgende paar weke. Nou dit wat ons vandag sien in ons kerk en ervaar ons regtig dit wat in die boek van Handelinge plaasgevind het, en is dit volgens Bybelse voorskrifte? Nou ek gaan vandag nie praat oor al daai goed nie, maar ons gaan kyk wat is die tale, en ek gaan die eerste videoklip speel van John MacArthur, en hy is heeltemal korrek in sy siening wat hy hier deurgee. Kom ons gaan luister na hom en dan sal ons daaroor gesels. No, I don't want to get into a big discussion about tongues. They don't even know what it is. It's so obviously not what it was in the Scripture. What it was in the Scripture was known languages that could be translated miraculously. They would speak a language they didn't know, and then somebody would give a translation of that language they didn't know. That was clearly what was going on in the book of Acts, and that's what subsequently follows up. So the burden of proof is not on us to try to figure out what this is. They don't even know what it is. They can turn it on and turn it off. They can learn the words that they say. It's a kind of gibberish that has developed its own lingo. So, yeah, it's so obviously not the biblical gift. And because it's a supernatural gift in the Bible, I go back to the same question. If God was going to give that supernatural gift to anyone, he wouldn't give it to people with bad theology, because he'd be validating their bad theology. Okay? Nou ja, dit wat John MacArthur hier sê is baie waar, en dit is 'n aardse taal gewees. Ons gaan nou kyk na daardie verklaring in die woord van God. Wat is tale gewees? Is 'n aardse taal wat gepraat was en gespreek was om die evangelie aan ander mense te bring. Ons het dit gesien in die boek van Handelinge, maar dan noem hy ook dat hierdie taal dan aan mense gegee word wat se teologie baie swak is, en dit is vir my kommerwekkend. Hulle kan nie eens die skrifte reg verklaar nie, maar hulle weet hoe in tale te praat. Nou, kom ons gaan kyk wat is hier spreek in tale. Tale word saamgevat in 2 woorde, en dis baie belangrik wat ek nou gaan sê. Glossa of dialectos. Dialect, dis wat ons dialek is. Met ander woorde, dit is 'n aardse taal, ek praat in Afrikaans, maar as ek dan in 'n land sou kom waar ek die taal nie verstaan nie, of die mense daar verstaan nie my Afrikaanse taal nie, of hulle verstaan nie Engels nie, dan mag dit gebeur dat God my hulle taal gee, en ek die evangelie in hulle taal
dan oordra en hulle dat ook so verstaan. Dit is wat die oorspronklike doel en die gawe van tale was, die woordjie glossa. Nou kom ons gaan kyk verder. Beide woorde impliseer 'n bekende taal, nie 'n vreemde pratery anders as 'n enige bekende taal nie. En dis nie wat ons vandag in ons kerke sien nie. Ek gaan vir julle later in hierdie video wys wat het gebeur in 'n oorseese land waar 'n man en vrou by iemand was, hulle kon nie haar taal verstaan nie en sy het hulle hulp nodig gehad en sy was 'n Christen gewees in die kerk daar en hulle het die gawe van tale ontvang en in haar taal haar gehelp en met haar gepraat. Ek gaan dit vir later wys en dit is wat glossa of dialectos dan ook beteken. Nou in die Griekse woord, die Griekse daar, ek gaan dit nie kan uitspreek nie, maar dit is glossa. En dit is belangrik dat ons dit sien as 'n aardse, 'n gewone taal wat jy nooit aangeleer het nie. En dit is so jammer dat so baie van ons mense vandag Christene in denominasie sit en hulle gebruik hierdie gawe so buite konteks en dit is absolute misleiding. So dit is baie belangrik dat ons dit reg sal verstaan. Nou kom ons gaan kyk gou na die termes van tale. Ons gaan die eerste kyk, 'n tongue is an intelligible language. Contextually, it is a language spoken by a group of people living in the world. Met ander woorde, iemand wat in die wêreld die praat in die taal. Nou wat is 'n unknown tongue? 'n Unknown tongue is 'n onbekende taal wat jy nie verstaan nie, is an intelligible language that is spoken to a group of people, but no one in the listening audience can understand the language. En dis wat ons vind in Korintiërs 14. Daardie mens, niemand kon dit verstaan nie, daarom moes daar iemand wees om dit uit te lê of dit oor te vertaal dat die gemeente gestig kan word. Dit is nie 'n prayer language, 'n geheime taal of wat ook al nie. Dit is 'n taal wat jy nie verstaan nie. Dis 'n unknown tongue. En dan natuurlik die charismatic gibberish, is dit dit is natuurlik die feelings, to express feelings similar to what babies do. In ander woorde, jy weet hoe praat babas, dit is 'n taal wat jy nie kan verstaan nie, maar hulle gee uiting aan hulle gevoelens, en dis wat hierdie charismatic gibberish is. Dit is nie 'n taal wat in die wêreld gepraat word nie, dis 'n aangeleer, jy sal ook hoor, baie van hulle het dit aangeleer, dieselfde rympie oor en oor, en dit is wat die charismatic gibberish dan is. So dit is baie, baie ernstig dat ons sal gaan kyk wat die woord van God leer, wat is tale volgens Bybelse voorskrifte werklik. Nou ek gaan vir jou 'n videoklip speel van Todd Wagner en hy gee sy verduideliking oor die tale. Almost all the known parts of the world at that time where Jews were heard the gospel spoken in their own, now watch this, dialectos. That's where we get the English word dialect, and it means language. But Paul says that, and I'll just read it to you, okay? So Acts chapter 2, in verse 4, it says, they were all filled with the Holy Spirit, meaning the disciples, at this moment when the Holy Spirit was coming in fulfillment of Joel 2 and what Jesus said would happen in John 14 and 16. They were all filled with the Holy Spirit and they began to speak with other tongues. That's not the word dialectos there, it's the word glossa. It's where we get the English word glossary. Okay, a little quiz, Rick. We love to do this to you every now and then. Yeah, I know. Here we go. What's a glossary? Where you go to get words, definitions, meanings of words, meaningful words. A glossary is a compendium, almost an encyclopedia of words that make up a specific dialectos. Okay? And so the word tongues appears several times in the book of Acts, many times in 1 Corinthians 12 through 14, especially in chapter 14. And every time, okay, that it's used, it's always meaning the same thing, which is a known language, not some ecstatic tongue. Too many people are confused that the gift of tongues is turned into this thing that the Bible nowhere mentions, which is a prayer language. Okay? The gift of tongues was used in Acts, and when it was used properly in the early church, as the early church expanded, to proclaim the mighty deeds of God in a dialectos, a language that had a glossary. So like, Rick, when you speak with a foreign tongue, okay, when I say that to you, if I say that to you in English, it might mean you're speaking in French or in Spanish or German or Creole or Hungarian, okay? But it doesn't mean that you're speaking in some language that is not a language at all. Okay, there's actually a word for that in the Greek, and
it's not a word that is used in the scripture. When the word tongue appears in the Bible, it's always for a known language. Nou dis baie duidelik, en dit is wat die woord van die Here leer. Nou kom ons gaan kyk, wat is 'n Bybelse taal? Hoe kan dit gedefinieer word? En dis presies wat Todd Wagner nou gesê het. Dis altyd tale, en dit moet uitgeleef word, want in daai tye was daar nie, die Bybel was nie beskikbaar nie, en niemand kon alle tale verstaan nie, en dit is hoekom daardie taal dan uitgeleef, die bonatuurlik deur die Heilige Gees gegee is, dat ons dit aan die ander mense wat ons hulle taal nie verstaan nie, kan oordra. Nou kom ons gaan kyk wat is hierdie definisie. Wanneer iemand die gawe van tale ontvang, is dit nie 'n soort van 'n gebrabbel of 'n gibberish nie, wat niemand verstaan nie, maar is die vermoë wat die Heilige Gees gee om die evangelie oor te dra in 'n taal wat jy self nie verstaan of aangeleer het nie, en dan iemand anders wat daardie taal dan wel verstaan. En dit is die konteks, dit is al, daar's niks meer by te voeg nie, en dis wat presies in Handelinge gebeur het op die dag van Pinkster. En hoekom moet dit in 'n kerk anders wees dat daar tale uitleg moet wees, tale en uitleg, wat daar orde in die gemeente kan wees? Ons gaan later op 'n geleentheid daarna kyk, as ons na 1 Korintiërs 14 gaan kyk. Maar dit is wat dit is, en dit is baie, baie belangrik. Nou, hierdie gawe het in vervulling gekom op die dag van Pinkster. Kom ons gaan lees dit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het. Dis nie iets wat jy aangeleer het nie, of wat iemand op jou afdwing nie. Dis wat die Heilige Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En ons weet, die mense wat daar was omtrent 16 tale wat hulle gepraat het. Nie gibberish nie, tale. Soos Aramees, soos enige ander taal wat in daai omgewing was in daai tyd. En jy kan dit gaan vind in die boek van Handelinge 2 vers 4 en aan, jy sal dit daar kry, die tale wat gegee was. So dit is duidelik dat reg van die begin af was tale taal gewees, dialectos. En dit het Jesus in Markus 16 vers 17 gesê, met nuwe tale sê julle spreek. Hy het met die disippels, die apostels gepraat, dat dit sou plaasvind op Pinksterdag, dit het hy sê vervulling op Pinksterdag gehad, en daar het hulle dan in tale, menslike tale gepraat. Nie 'n prayer language, soos baie van ons leraars of charismatiese leraars vir jou voorhou nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê I Got Questions, kom ons hoor wat sê hy oor tale, en dit is baie, baie waar. The first occurrence of speaking in tongues occurred on the day of Pentecost in Acts chapter 2, verses 1 through 4. The apostles went out and shared the gospel with the crowd, speaking to them in their own languages. We hear them declaring the wonders of God in our own tongues, Acts chapter 2, 11. The Greek word translated tongues literally means languages. Therefore, the gift of tongues is speaking in a language a person does not know in order to minister to someone who does speak that language. In 1 Corinthians chapters 12 through 14, Paul discusses miraculous gifts, saying, "Now, brothers, if I come to you and speak in tongues, what good will I be to you unless I bring you some revelation or knowledge or prophecy or word of instructions?" 1 Corinthians 14:6. According to the Apostle Paul, and in agreement with the tongues described in Acts, speaking in tongues is valuable to the one hearing God's message in his or her own language, but is useless to anyone else unless it is interpreted or translated. Baie, baie waar, absoluut korrek, totaal volgens Bybelse voorskrifte. Nou, hierdie gawe het in vervulling gekom op die dag van Pinkster, soos ek reeds gesê het, en God gee dit as 'n gawe om die evangelie te verkondig aan ander wie se taal jy nie verstaan of aangeleer het nie. Die hedendaagse spreekentale word nou ewe skielik 'n prayer language. Is dit nie skrikwekkend nie? En dis wat hierdie mense glo, en as jy met hulle praat daaroor, en jy moet onthou, tale is die enigste gawe wat jy kan fake. Dis die enigste gawe wat jy kan fake. Ander tale kan jy nie, ander gawes kan jy nie fake nie, maar tale kan jy maklik fake, want hoe weet hulle wat jy praat? Hoe weet jy wat hulle praat en wat jy praat? So hulle fake dit baie maklik. En dit is baie, baie ernstig. Nou goed, wat is die doel van hierdie gawe? Absoluut baie duidelik om die evangelie aan
alle nasies in hulle eie taal te kom verkondig. En om te moet onthou, toe Jesus in Matteus 28 vers 19 gesê het, hy sê, gaan dan heen, verkondig hierdie evangelie in alle nasies. Hulle wat glo sal moet gedoop word, hulle sal gered word. Hy sê, maar gaan verkondig dit aan alle nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, hoe moes hulle doen sonder die gawe van tale? Want hulle het nie die nasiese tale geken nie. Daarom is die gawe van tale uitdruklik evangelisties. En dit is baie belangrik. Nou, ek gaan nou vir u 'n videoklip speel, waarin hierdie mense wat in oorsee was, hulle het met 'n vrou gepraat en hulle die gawe van tale ontvang daar. Kom ons gaan luister wat sê hierdie twee mense. Dit is twee wonderlike kinders van die Here. Kom ons gaan luister. The one night we had a knock on our door quite late at night, and then there was a woman, but we did know this woman. We have seen her at the church. She's a Christian, but she only can speak Isan language. And when we opened the door, we saw there's a big problem. She was crying, and God just straight away gave us a language. The moment she started speaking, we were knowing what she was saying. We could speak back to her in her language. She could explain everything. We could pray for her in her own home language. Something we've never, well, after 5 years I can't even speak the local language properly. But God that night just did give it to us, and we could speak straight away. The next morning we want to ask her, because I want to take away a baby girl, we asked her, listen, is everything okay? We had to get the translator, and she could not believe what's happening now. Last night we did speak a language. Today, the next time we cannot speak a language anymore. So we told her, listen, last night God spoke through us. Yes, and also we wouldn't believe it because by that night there was a woman from South Africa with us, and she said, I didn't know that you can speak Isan fluently, but we didn't realize it at the time we were speaking. So we was just speaking it all the time with her, and as she left, she said, you did not tell me you can speak Isan. We said, we cannot. She said, you did all the time, you just speak. And she was just like amazed. So God also sent as a witness to tell us that you really speak with this woman and you really speak. Is dit nie wonderlik, die gawe wat die Heilige Gees vir ons gee, die gawe van tale nie. Ons kan sy naam prys en verheerlik vir hierdie wonderlike gawe. Maar wanneer hierdie gawe misbruik word, gibberish, dan is dit absoluut, dan speel jy in die hande van die vyand. Nou, u duidelik gehoor wat hierdie mense sê, hulle kon die taal nooit praat nie, en die vrou het 'n probleem gehad, en hierdie mense ontvang die gawe van tale, en hulle praat met haar in Isan, en sy kon terugpraat, en sy vra vir hulle, maar hoe praat julle in die taal? En hulle erken, hulle kon het gister nie praat nie, en selfs daarna, die volgende dag, is dit weggeneem. Dit is die gawe van tale, en dis wat gewerk het in die tyd van die boek van Handelinge, en dit behoort vandag nog so te wees. Maar daar's mense wat mislei is, en hulle glo dat die tale wat hulle praat, en dis maar net bloot gibberish, dat hulle glo dis Bybelse tale. Nou goed, die tale is 'n wonderlike teken, is 'n wonderlike voorreg om vir mense die evangelie te kan gee in hulle eie taal, wat jy self nie verstaan nie. En dit is wat gebeur het in die boek van Handelinge, toe Jesus vir hulle gesê het, gaan dan heen, in Markus 16, gaan dan heen, en bring hierdie evangelie aan die ganse mensdom. Nou, daar was nog nie 'n Nuwe Testamentiese Bybel gewees, soos ons vandag het nie, daarom was die gawe van tale nodig, om die goeie nuus te verkondig, soos God dit vir hulle gegee het. Is daar meer wat ons kan byvoeg? Daar's niks meer wat ons kan byvoeg nie. Maar dit word nie vandag geleer in ons kerke nie. Vandag word daar geleer dat elkeen wat in 'n brabbeltaal praat, het nou hierdie wonderlike gawe ontvang, terwyl dit glad nie so is nie. En dit is die misleiding in ons kerke, en dis baie, baie ernstig. Goed, ek wil eens moet gaan kyk na die volgende videoklip. Dit is Andrew Foley, ek glo ons gaan nou na hom kan luister en hoor wat hy te sê het oor die gawe van tale. What is the gift of tongues? Is it when we hear someone speaking in a heavenly language, an angelic tongue? Is that the true gift? Well, of course not. What we see in Acts 2 is something very different. In Acts chapter 2, everybody is hearing the gospel proclaimed in their own language to which they were born.
And that's the genuine gift of tongues. It's evangelistic in nature. God used it to reach people of all backgrounds and all languages. The whole point was to proclaim Jesus in a way that people could understand. That's why the Apostle Paul said, I'm so glad that I speak in tongues more than all of you, because he was a traveling apostle, and he went from town to town and from language to language. It was necessary for his job as an apostle. Nou ja, baie waar wat hy sê, dis die groot opdrag, dis die evangelie wat verkondig moet word, en dit is waaroor het gaan. Nou as jy hoor wat het Henry Foley gesê, dat Paulus het gesê, ek dank die Here, ek praat met meer in tale as julle almal, dan dink die charismate dat dit is 'n prayer language, is 'n gebrabbel, en almal moet dit kan praat en so meer. Maar Paulus was 'n reisende evangelis gewees, en hy het die evangelie gebring aan baie lande, en daarom moes hy in verskillende tale praat om dit te kon doen. Wat 'n voorreg. Maar dis nie wat die charismate dink nie. Maar kom ons gaan voort, maar hoe? Hulle is nie die nasies se tale magtig nie. So hierdie evangelie wat verkondig moes word, moes aan alle nasies gebring word, en hulle was dit nie magtig nie. So die Here het vir hulle die gawe gegee om aan ander tale te kan praat. Hy sê dan gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Presies dit, en dit is wat hulle gaan doen het. En na Pinksterdag ontvang hulle hierdie wonderlike gawe, om natuurlik die woord van die Here te kon verkondig, en dis baie belangrik. En dan sê hy natuurlik aan Handelinge 1 vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en sowel as Judea, Samaria, tot aan die uiterstes van die aarde, en dis presies wat ons dan ook sien, wat in Handelinge gebeur het, en dit is wat vandag ook moet gebeur, maar ongelukkig is dit nie die geval nie. Nou met nuwe tale sê julle spreek, dis baie duidelik die woord van die Here vir ons leer, dat daardie tale aardse tale gewees om die evangelie te bring aan die wat jy die taal nie van verstaan nie, en jy nooit aangeleer het nie. Daarom is dit belangrik wat Jesus gesê het, met nuwe tale sal julle spreek. Maar wat het Jesus hiermee bedoel en hoekom? En dit is baie belangrik. Nou goed, nou sê Jesus vir hulle Markus 16 vers 17 en 18, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Die tale wat gespreek was, het ons gevind in die boek van Handelinge. Dit het sy vervulling gehad in die boek van Handelinge 2, en daarom het Jesus sê, julle sal die evangelie aan die ganse mensdom bring. Is dit nie belangrik nie? En daarom moet ons die konteks van hierdie skrifgedeelte baie goed verstaan en reg verstaan. Daar is werklik soveel misverstande oor die nuwe tale, en jy kan baie video's gaan kyk op YouTube, waar hierdie charismate dit so verduidelik, dit klink soos 'n taal, jy verstaan dit glad nie, dit is 'n gibberish taal, maar hulle glo dit is die tale wat God bedoel het, wat nie die geval was nie. Goed, wat was hierdie tale waarvan Jesus gepraat het? Dit was gewis nie 'n gebedstaal of 'n prayer language in Engels nie, maar 'n taal waarin hulle bonatuurlik kon praat wat hulle nie voorheen aangeleer het nie. Hierdie tale was glossas, soos Hebreëse sê het, van die nasies beskryf in Handelinge 2 vers 4. Dit was deur God aan hulle gegee om die evangelie aan die nasies van die aarde te bring. En dit is die konteks van die nuwe tale, of as vir die wat geglo het, sal 'n nuwe tale praat. En natuurlik dan die gawe van tale is presies dieselfde ding, en dit wat in 1 Korintiërs 14 verduidelik word, is presies dieselfde taal. Daar's nie 3 verskillende soorte tale nie. Ons gaan later in hierdie reeks aan die wys as mense wat glo, daar was 3 verskillende soorte en tipes tale. Dis een en dieselfde ding, glossa, absoluut baie belangrik. Nou goed, die gawe van die spreek in ander tale, soos ek reeds gesê het, volgens 1 Korintiërs 12, is gegee om die evangelie oor te dra aan mense in hulle eie taal, glossa en nie gibberish nie. Dit wat ons vandag hoor is maar bloot gibberish, en dit bestaan nie. Dit is nie die woord van die Here nie. Dit is duidelik dat God se woord vir ons leer, dat dit glossa is, en dit is die betekenis van die tale van 1 Korintiërs 12.
Dis 'n wêreldse taal wat jy nog nooit aangeleer het nie. En as die Here dit vir jou gee, soos nou gesien het in daardie videoklip, waar daai twee pragtige mense met daai vrou kom praat in hulle eie taal, in haar eie taal, Isan, en dit is die gawe van tale. Nie die gibberish wat jy vandag in ons kerke sien nie. Nou ja, ek gaan op 'n volgende geleentheid met die gesels oor die uitleg van tale. Wat is die uitleg van tale? Hoe opereer dit in die kerk? En wat sien ons vandag in die kerk gebeur? U kan dit dophou, dit sal die volgende wees op YouTube. Tot 'n volgende keer, baie dankie dat jy geluister het. Mag die Here u seën.